'n vriend het ons in Jesus. Hy het in my plek gestaan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon deur hom te gaan. Jesus bring vir my die vrede, hy het vir my die smart gedra. Nou verstaan ek van genade, uit 'n vaderhart gegee. Heerlik is die naam van Jesus, hy is my toevlug en my rus. Hy is die waterstroom van lewe, elke dag van hom bewus. Jesus bring vir my die vrede, hy het vir my die smart gedra. Nou verstaan ek van genade, uit 'n vaderhart gegee. Nou verstaan ek van genade, uit 'n vaderhart gegee. Ja, sê baie dankie. Vriende, goeiemôre. Veral vir Breggie, die familie. Ek sê altyd by 'n begrafnis, as mense sê goeiemôre, dan voel mense nie dis 'n goeiemôre nie. En mense sê altyd welkom, en dan voel mense nie altyd welkom nie, want mense wil nie eintlik hier wees nie. Dit voel so baie keer die dood kom soos 'n boelie op jou pad. Maar hoekom sê ons is 'n goeiemôre? Ons sê is 'n goeiemôre want die Here lewe. Ons sê is 'n goeiemôre en ons sê ons is welkom in die Here se teenwoordigheid. En daarom elke keer by so 'n geleentheid, dan kan ons mekaar vriendelik groet, om te weet ons is nie alleen nie, om te weet dat ons het nie al die antwoorde nie, maar wat ons wel weet is genoeg. En dis dat die Here goed is en dat hy sy woord vir ons gegee het en dat ons juist daarin troos het. So, julle as familie, julle as vriende van Breggie en van Janke, welkom en mag die Here ons op 'n besondere wyse ook vanmiddag naby wees. Kom ons bid saam. O Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons is hier vanmiddag hartseer. Here, en alles daar 'n tydjie verloop. Here, is al ons vrae nie beantwoord nie. Here, en die dood voel nog steeds baie keer soos 'n boelie wat ongevraagd in mense lewe inkom. Ja, Here, en ons wat hier is, ons is kinders van U en ons is gelowiges, maar ons weet, Here, dit maak nie die hartseer en die mis baie keer minder nie. Maar dankie Vader dat ons kan bely ook vanmiddag, Here, saam met gelowiges deur die eeue heen, dat U ons enigste hoop is. Ja, Here, daai kere as ons voel ons wil weghardloop en vlug, dan kom ons agter, ons kan maar net na U toe vlug. By U gaan wegkruip. Ja, Here, soos U in die Psalm sê, Here, waar sal ons gaan om weg te kom van U teenwoordigheid? Here, as ons na die hemel toe gaan, of in die doderyk, of na die ooste, na die weste, U is daar. Dankie daarvoor, dat ons nêrens kan vlug weg van U nie. En Here, so kom ons ook na U toe met ons hartseer, maar Here, ook met ons geloof. Ons geloof, Here, al voel dit soos 'n mosterdsaadjie miskien vanmiddag. Dankie dat U naby is en dat U hier is en dat ons by U is en dat U in ons woon en Here, dat U sê dat ons hier in U naam byeen is. Dat U ons herinner dat U goed is, al het ons nie altyd al die antwoorde nie. Here, so bid ons spesifiek ook nou ook vir hulle as familie, hulle as geliefdes van Janke, dat U hand oor hulle sal hou op 'n besondere wyse en dat ons ook troos in die woord sal vind, soos U ons op beloof. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing 'n lied. Julle het 'n mooi lied gekies daarso. O Heer my God. Pragtige lied. Dankie Gerrit. Kom ons sing daai lied daarso. Jy sien daarso, o Heer my God. Dit gaan oor die skepping, dit gaan oor die mens, dit gaan oor God se pad saam met ons. So kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied.
as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, my Redder en my God. O groot is U, o groot is U. Wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlakte, hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg, verklein, vergroot vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. O groot is U, o groot is U. Wanneer die hele skepping klink dit saam, heerlik Heer, die grote naam. Sien die Heer in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde Jesus gebruik het. Hy bring weer hoop en redding op vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. O groot is U, o groot is U. Wanneer die hele skepping klink dit saam, o heerlik Heer, 'n grote naam. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke, daai ek U volkome niet U eiendom. Dan moet ek juig, my Redder en my God. O groot is U, o groot is U. Deur die hele skepping klink dit saam, o heerlik Heer, 'n grote naam. Baie dankie, kom maar sit. Geliefdes, ons skriflesing vanmiddag is uit Johannes 14 uit. Breggie ons in die week aan, sê ons 'n bietjie daaroor nadink en ek lees graag daar in Johannes 14 'n besondere gedeelte wat eintlik baie mooi aansluit ook by ons saamwees ook vanmiddag. Johannes 14, ek lees daar vir ons eerste 3 verse en dan van vers 8 af. Vers 4, Johannes 14. Jesus gaan na die Vader toe. En dan kom Jesus en hy sê, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my.
In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan op vir julle plek voor te berei. En as ek weggegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die plek en die weg na waarheen ek gaan. En toe sê Filippus hier in vers 8, toe sê Filippus vir hom, maar Here, wys vir ons die Vader, dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit ook doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer, en ek sal die Vader vra, en hy sal 'n ander voorspraak vir julle stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ons lees dit so ver, pragtige gedeelte wat die Here Jesus gesê het, en Johannes neergeskryf het, om ons te bemoedig, in die kerk van alle eeue. Toe ek vanmiddag dink, en mens dink aan roudiens, dan dink mens aan verlies, mens dink aan weggaan. En weggaan is nooit lekker nie. Jy onthou miskien, toe die kinders klein was, om 'n kind daar by sub A of graad 1 te gaan inskryf. Dis nie lekker nie. Die seentjie speel nog so lekker, of die dogtertjie, en dan as mamma so huis toe moet gaan, dan begin die trane kom. En mamma en boetie of sussie huil ewe hard. Of in die vroeë jare, ek sien, Janke is hierso by die weermag gewees. Daai eerste weermag toe gaan, hy trein wat so vertrek, onthou jy? Dis slegte tye. Slegte tye vir Janke gewees seker, en slegte tye vir julle Breggie. Want dis 'n ander tyd. Dis 'n tyd waar jy totsiens sê en jy weet nie wanneer kom hy terug nie. Kom hy terug. Moeilike tye. Totsiens sê is nie lekker nie. En veral in tye soos hierdie, as mens iemand aan die dood afstaan, 'n kind, 'n geliefde, 'n pa, 'n vriend, dan is dit nie lekker nie. En dan voel mens baie keer soos daai, as die trein so vertrek op pad grens toe. Of ou voel soos daar in graad 1. En dan wonder mens maar, is daar hoop? Is daar hoop? En dan sê jy vir jouself, maar jy is 'n gelowige, jy is 'n kind van die Here, daar is mos hoop. Maar die pyn en die hartseer, en onsekerheid bly maar daar. En veral in hierdie situasie, dat dit so in 'n ver land was, en so uit die bloute as te ware. Al het daar 'n maand of tyd verloop, maak dit nie maklik nie. Maar hierdie gedeelte in Johannes 14 kom gee vir ons hoop. Want hierdie gedeelte in Johannes 14 praat oor Jesus se laaste week op aarde. En Jesus sê ook totsiens. En Jesus sê vir sy disippels totsiens. En hy sê vir hulle baie duidelik wat gaan gebeur. Anders as ons baie keer wat nie altyd kans het om geliefdes te groet nie. Kom Jesus en hy sê vir hulle, ek gaan weg. Meer nog, ek gaan doodgemaak word. Julle gaan my nie meer sien nie. Ek gaan weg. En dan hoor ons in hierdie gedeelte in Johannes 14 hoe die disippels ontsteld is. En baie van hulle, ek kan my indink hoe hulle na mekaar kyk en sê maar Here, gaan U ons nou alleen los? Vir 3 jaar is ons saam met U, leer ons wonderlike dinge, sien ons wonderlike dinge, beleef ons wonderlike dinge. En nou ewe skielik nou gaan U weg. Daai verlies en daai vraag. En dis baie keer dat mense maar te doen het as 'n geliefde van ons ook weggaan. Ons weet, soos die Here Jesus hier sê, hy kom weer. En ons weet ons gaan mekaar weer sien. En ons weet daar's 'n ewigheid. Maar hierdie tyd tussenin is vir ons baie moeilik. En daarom kom die disippels hierso met groot vraagtekens, kom na die Here Jesus toe. En hy probeer hulle antwoord. En dan kom hy en hy sê vir hulle wonderlike dinge, wat vir ons ook vanmiddag hoop gee. Filippus kom hiernatoe. En Filippus kom en hy praat met die Here en hy sê, Here, soos die ander disippels, is ek ook ontsteld. Maar ek het een vraagie. Here, wys vir ons die Vader. Wys vir ons die Vader. Nou wat sit daar agter? Filippus, ook 'n disipel van Jesus, hy besef maar, as Jesus nou weggaan, is dit sleg. Maar as hy net God kan sien,
As hy hierdie God waarvan Jesus gepraat het, hierdie Vader, as hy daai Vader kan sien hier by hom en kan beleef sy teenwoordigheid, dan gaan hierdie weg gaan minder swaar wees. Dis 'n baie belangrike vraag gewees van Filippus. Wys vir ons die Vader. En dan kom hier Jesus en hy sê vir Filippus, hy skud as te ware sy kop en hy sê Filippus, julle is al so lank saam met my. En julle verstaan nog nie. As jy vir my sien, dan sien jy die Vader. En as jy die Vader sien, sien jy vir my. Wat die Here Jesus hier kom sê, hy sê, as mens na hom kyk, en sy bediening kyk, en jy hoor na sy woorde, dan hoor jy die hart van God. Dan hoor jy God se hart, ook vir mense. Met hierdie woorde, so in die begin kom Jesus en hy bemoedig vir hierdie disippels wat so met vraagtekens, met hartseer oë, met 'n hooploosheid na die toekoms as te ware na hom toe kom. En Jesus kom sê vir hulle, kyk na my. En jy sien iets van die Vader se liefde. Nou wat sien ons? As ons na die Here Jesus kyk, hier in vers 9, kom sê hy vir hulle, en ek lees dit weer, hy sê, ek is al so lank by julle, en tog ken jy my nie, Filippus. As jy my sien, sien jy die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Ons wat hier is gelowiges, en ek ken van Breggie, en ek ken van die ander vriende hierso, en ek glo ons as gelowiges, ons kyk anders na die dood. Ja, ons huil, en ons treur, maar ons weet die dood het nie die laaste sê nie. En daarom kan die Here Jesus ook oor hierdie geestelike sake met disippels praat. Hy sê, as jy my sien, dan sien jy die Vader. Nou wat sien ons by Jesus? Jesus sê vir hulle, julle het 'n klomp goed gesien, dieselfde goed wat hulle gesien het, het ons gesien. Het ons beleef, en dis ons troos. Hy sê hierso, onthou julle wat hartseer is. Onthou my woorde. Dan Matteus kom die Here Jesus en hy sê, kom na my toe. Almal van julle wat moeg, uitgeput, oorlaai is. Ken ons daai versie? Hy sê kom na my toe. As jy moedeloos is, hooploos, hande in die lug opgooi. Kom na my toe as jy hartseer is. My las is lig, my juk gesag. Here Jesus nooi die disippels uit en hy sê, kom met julle hartseer, kom met julle vra na my toe. En julle gaan troos kry. Die woord is nie soos ons selfone, 'n slimfoon, dan tik jy nou in, dan kry jy so vinnig 'n Google antwoord nie. Maar Google praat ook klomp stories. So ons kan ook nie alles glo wat Google sê nie. Jesus sê die woord is nie so nie. Iemand sê die woord is ook nie soos 'n pleister wat jy opplak nie. Pleister plak hou op. Maar net nou dan, as jy gebad het, dan kom die pleister weer af. Hy sê die woord is eintlik soos 'n goeie salf. 'n Salf wat jy elke dag opsmeer. En dit lyk nie of daar verandering kom nie, maar so met der tyd. So oor 'n tyd kom jy agter, maar hierdie seerplek vir my raak eintlik beter. Die pyn is nog, hy letsel is nog daar, maar dit raak beter. Goeie salf. En dis wat die Here Jesus vir die disippels hier kom sê. Hy sê onthou my woord. Ek nooi julle uit, kom na my toe. Hy sê vir hulle nog 'n ding, hy sê onthou wat ek vir julle gesê het oor die toekoms. Hy sê in die lewe is daar sekere goeie, sekere seisoene. Dan prediker al praat die Here daarvan. En Johannes sê ons, hy is die woord wat mens geword het. So sy woord in die Ou Testament, hy sê daar is 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om sterf. 'n Tyd van seisoene, 'n tyd van somer, 'n tyd van winter. Maar dan sê hy ook in Prediker, onthou wie hou die tyd in sy hand. Onthou wie kom aan die einde van die tyd weer. Onthou wat aan die einde van die tyd gebeur. Ja, die hemel kom aarde toe, Openbaring 21. Hy sê, ons gaan nie net hemel toe nie, maar Openbaring 21 sê, as Jesus weer kom, dan kom die hemel aarde toe. Hemel op aarde. Want God woon dan by ons. Dinge gaan anders wees. Jesus probeer met hierdie woorde die disippels bemoedig. Maar tog, soos u en ek, het hulle maar nog steeds vrae gehad. En dan lees ons verder in Johannes 'n gedeelte wat hulle later so gesien het of onthou het. Jesus het by sy vriend Lazarus se graf gehuil het. En elke keer as ek daai gedeelte lees, dan is dit vir my vreemd dat Jesus huil. Hy is God. En tog huil hy daar by sy vriend se graf. Alhoewel hy geweet het, oomblikke daarna gaan Lazarus opgewek word. Maar hy huil, jy kan daai gedeelte lees. Hy sê, daar staan 3 keer, Jesus het gehuil. Jesus het gehuil. Hoekom? Want Jesus word aangeraak deur mense se hartseer, mense se pyn. Die Here wat ons aanbid is nie 'n God wat, soos die Grieke geglo het, so af en toe kyk, hoe gaan dit met die mense, so skaak speel of dobbelsteen gooi oor mense lewens nie. Dis die afgode wat mense uitdink.
Die Here wat ons aanbid, is die Here wat 'n hart het. En sy hart kom gee het, sy lewe kom gee het. Opgestaan het, sodat ons lewe kan hê. Met hierdie woorde kom die Here Jesus, en hy kom bemoedig hierdie disippels wat so moedeloos hier so in Johannes 14, ook na hom kyk. Maar dan gaan hy verder. In vers 2 het ons gelees, hy sê, julle moenie ontsteld wees nie. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. En ek gaan vir julle 'n plek voor te berei. Die Here Jesus sê vir hulle, ek moet gaan. Want as ek nie gaan nie, dan het julle nie hoop nie. Dan het julle nie hoop nie. Later skryf Petrus weer dieselfde gedeelte en hy sê, ons moet onthou, ons bly in tente op aarde. Ons het miskien groot huise en steenhuise en mooi karre en deftige klere. Maar Petrus skryf daar in 1 en 2 Petrus, hy sê, julle moet onthou, julle is tentbewoners, soos Abraham. Julle is op reis. Psalm 121 is 'n reispsalm. Hy sê, as ek so op die pad gaan, waar sal my hulp vandaan kom? Moet ek hier na die berg kyk? Dan sê hy, nee, op hierdie pad vind ek die Here wat nie slaap nie. Jesus sê, ek gaan vir julle 'n plek voor te berei. 'n Vaste plek. Nie hierdie tente waar julle op aarde bly nie. Want op aarde gebeur dit, dat tentpenne uitgetrek word. Partykeer word jou tent omgewaai, soos Janke. Tentpenne word uitgetrek en ons almal voel maar dis so vinnig, so jonk. Waarom? Ons weet nie hoekom nie. Maar die Here sê, julle bly nie op 'n vaste woonplek op aarde nie. Ergens gaan jou tentpenne uitgetrek word, party stadig, party vinnig. Maar dis nie die einde van die lewe nie. Ek gaan vir julle 'n plek voor te berei, sê Jesus vir die disippels. Julle moet moed hê, julle moet moed skep. Dan gaan hy verder hier so in vers 6, vers wat ons goed ken. Hy sê, as julle na my kyk, wie is ek? Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jesus kyk hulle hartseer gesigte so en hy sê, as julle my sien, sien julle die Vader. Ek is die pad na die Vader toe. En as julle hartseer is en julle het vra, kom na my toe. En ek is die pad. Ek is die weg. En dit het hulle hoop gegee. En later, toe Jesus gekruisig en het hulle weggehardloop, later kom hulle terug en ons weet wat in die vroeë kerk gebeur het. Toe verstaan hulle hierdie woorde. Soos ek en jy ook vanmiddag hierdie woord miskien hoor en sê, ja, dis 'n goeie woord, seker nie, dominee sê dit, want dominee sê mos sulke goeters. Maar later miskien, die Gees werk met jou, gaan ons verstaan. En dis hierdie pad wat op ons is, wat die Here van praat. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die weg, wat vir Janke en vir elkeen van ons na die Vader toe wys. Hy is die pad self. Hy sê, hy is die waarheid. Hy is die waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is dat daar lewe is, dat daar hoop is, dat die graf leeg is. Jesus sê, julle kan my vertrou, dit is so. Jesus sê, ek is die lewe. Lewe nie net op aarde nie. Ek gee nie net 'n lewe voluit hier nie. Maar hierdie lewe gaan voort. Die ewigheid in. En dan kom terug. En dan kom weer. Vriende, hierdie woorde moes vir die disippels hoop gegee het. En tog was daar dalk een of twee wat nog so gewink en gewik en geweeg het. En dan kom hier Jesus en hy kom gee amper die grootste hoop. Wat al hierdie goeders wat ons vanoggend met mekaar vanmiddag deel, saamvat. Hy kom hierso in die laaste vers wat ek gelees het. Hy sê hierso, vers 16. Hy sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid. Die Heilige Gees. Dan sê die wêreld ken hom nie. Die wêreld kan hom nie sien nie, hulle weet nie, hulle ontvang hom nie. Maar julle ken hom. Want hy is in julle. En hy maak hierdie woorde vir julle duidelik. En dis ons troos ook vanmiddag. Ons kom uit 'n tyd van Pinkster uit. Daar waar jy ook al ontbid het jy sekerlik Pinkster ook gevier. Pinkster Sondag. En ons onthou, die Gees is uitgestort. En wat doen die Gees? Die Gees kom en hy verheerlik vir Jesus. Die Gees verheerlik nie mense nie, hy verheerlik vir Jesus. Hy vertel ons meer van Jesus. Hy vertel ons van die woord wat mens geword het. En dis die troos wat die Here Jesus vir die disippels in Johannes 14 kom gee. En ook vir ons wat hartseer is vanmiddag. Ons wat voel maar hierso is 'n inbreuk in ons lewe gemaak, wat ons nie gekies het nie. Soos die disippels gevoel het, so voel ons dalk vanmiddag. Maar dit wat die Here vir hulle gesê het, hoeveel te meer is dit nie waar van ons nie. Want ons kyk terug.
En ons kyk na 'n pad wat die Here met elkeen van ons gestap het in ons eie lewens. Ons kyk na 2000 jaar se geskiedenis, hoe die Here die kerk gelei het en begelei het. Ons beleef die Gees in ons woon. En hierdie woorde meer as woorde maak. Dat dit vir ons die lewe is. Daarom, Breggie, vriende, familie, kom ons word bemoedig ook vanmiddag. Kom deur hierdie woord. God se woord aan die disippels, God se woord aan jou en my. Jesus sê, ek gaan weg. En ek is nie hier nie. Maar tog is ek hier so deur die Gees. En waar is ons hoop? Ons hoop is nie deur mense woorde nie. Ons hoop is nie deur mooi woordjies wat ons miskien op 'n kaartjie skryf nie. Maar ons hoop is by die Here self. Die woord wat soos 'n goeie salf is, wat elke dag ons lees en indrink. En so met die tyd. Dan gebeur wat in Johannes 17 gebeur. Want as jy bietjie verder blaai in hierdie hoofstuk, Johannes 17, dan kom Jesus en hy bid sy laaste gebed vir die disippels. En hy sê nie net onthou Johannes 14 nie, maar hy sê onthou, ek bid vir julle. En waarvoor bid Jesus in Johannes 14? Hy sê ek bid dat julle vrede sal hê. Ek bid dat julle hoop sal hê. Ek bid selfs dat julle vreugde sal hê, vreugde in oorvloed, ten spyte van hartseer. En die disippels het dit nie verstaan nie. Want net daarna lees ons, kom die kruis, en die kruispad. En daarna is dit in mekaar tyd. Die opstanding. Die vroeë kerk, al die chaos daar. En toe hulle terugkyk, Johannes kyk aan die einde van sy lewe toe hy Johannes skryf. Toe onthou hy hierdie woorde in Johannes 17. My vrede gee ek vir julle. My vrede laat ek vir julle na. Ek bid, Vader, dat hulle blydskap sal hê. Dat hulle blydskap in U en vrede in U sal hê. Ten spyte van die wêreld. Ten spyte van swaar kry, ten spyte van aardse dood. Dat hulle fokus op die lewe sal wees, wat U gebring het. Mag dit so wees ook vir ons. Mag julle troos ook daarin vind. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat ons ook hierdie bekende woord, hierdie ou woord, ook opnuut vanmiddag met mekaar kan deel. Dankie Heilige Gees, U waarvan ons lees hierso. Dat ons weet dit is so, dat U is uitgestort. U is die een Here wat vir ons bewus maak van U teenwoordigheid. U is die een wat ons van geloof vertel. U is die een wat die geloof in ons bewerk het. U is die een wat die woord vir ons gee en die woord vir ons duidelik maak. Ja, U is inderdaad die lewe wat gekom het, wat die dood oorwin. Ja, U is die een wat Jesus uit die dood opgewek het. Ja, en so bid ons nou dat daai selfde krag wat Paulus in Efesiërs van praat, die krag wat Jesus uit die dood opgewek het, die Gees wat in ons woon, dat U ook hierdie woord vanmiddag ook in ons harte sal seën en ons troos en hoop gee, ook deur ons trane heen. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie dat ons kan bid vir alles familie, ook in hierdie tyd. Dankie dat U self ons trooster is. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 'n lied, Amazing Grace, en daarna gaan ek die seën uitspreek, en na die seën, dan gaan ek vir Johan Bosman vra, hy gaan vir ons die bedankings en die huldeblyke hanteer, en net daarna, dan kan jy daar by die agterdeur uitgaan, hierso deur die hekkie, en dan gaan ons die asplasing doen, Breggie, julle kan sommer voorloop dan. So net na die huldeblyke, dan gaan ons hier agteruit, en dan gaan ons verder ook met die verrigtinge. Dan kom ons staan, en sing ons eers Amazing Grace. Baie dankie. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the
hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die mag die liefde van God, die mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. Baie dankie, kom maar sit. Johan, ek gee vir jou kans om vir ons voor te gaan. Baie dankie. Baie dankie. Ek gaan begin met Kosangas. Dis in Lissabon waar Janke gewerk het die afgelope tyd. Vir hulle bestuur en personeel wil ons 'n dank betuig vir die hulp wat hulle in hierdie moeilike tyd vir hulle bystand en alle inligting wat hulle vir ons deurgegee het om vandag moontlik te maak en dan in die toekoms ook moontlik sal maak. 'n Spesiale dank aan Joa, 'n kollega van Janke wat as ek hoor dan het Joa dit gedoen en Joa dat gedoen. So hy het regtig sy pad uitgegaan om alles moontlik te maak en hy gaan ons ook nog bystaan in die toekoms waar daar 'n prokureur reeds aangestel is in Lissabon om dan ook verdere inligting te bekom en beskikbaar te stel. Baie dankie aan Isabel van die begrafnisdiens in Portugal wat regtig uit haar pad uitgegaan het en haar storie geken het om ook dit vir ons vandag moontlik te maak en met die transport van die oorblyfsel van Janke. Baie dankie daarvoor. Dan ook vir Sonja wat die begrafnisdiens hier in George hanteer het. Sy het so baie gehelp met die dokumentasie en die reëlings dat ons het op geen stadium enige probleme gehad van ons kant af nie. En met haar insette en goed het alles baie goed afgeloop. Ook met die versending van die as van Lissabon af, Johannesburg toe en weer van Johannesburg af tot in George. Baie dankie Dominee André. Dat die ingewilligheid om die roudiens ook vir ons waar te neem. Gerrit, die orgelis wat vir ons die musiek verskaf het. Dis altyd baie lekkerder as daar iemand is wat so bietjie leiding gee, anders kan dit nogal so uitgerekte storie raak en dan klink dit nie meer mooi nie en dan is dit ook nie meer lekker nie. Maar baie dankie daarvoor. Hendrik wat die video vir ons gemaak het en dan ook die foto's wat hy vir ons behartig het, mooi gemaak het. Baie dankie daarvoor. Baie dankie aan die kerk se personeel veral, en ek gaan hier so 'n paar name uitlig as ons iemand uitgelaat het, ekskuus, verskoon ons. Diane, Pauline, Hans en Nolien en dan ook vir die regmaak vir die fasiliteite wat dan vandag beskikbaar gestel is. Vir almal teenwoordig, julle is vir ons as familie baie groot troos. Sonder julle bystand oproepe sou dit maar moeilik gegaan het. Baie dankie aan gebedsondersteuning.
As dit nie 'n WhatsApp is nie, dan is dit 'n oproep en dan word daar gesels en dan word daar ondersteun en dan word daar drukkies uitgedeel. En dan, dankie aan die Stephanie, die twee dogters Kelly en Megan, wat van Johannesburg, Pretoria gekom het, om saam met ons hier vandag te wees. En dan Janke se jongste sussie, wat van die Kaap af moeite gedoen het om te gekom het. Daniel, baie dankie dat jy hier is. Dan ook in besondere vir Etienne, Stephanie se bestuurder wat 'n voertuig beskikbaar gestel het sodat sy vandag en môre kan beweeg. Baie dankie daarvoor. Ek gaan nie die hulpblyke lees nie, dit is binne in die begrafnisbrief. Maar ek wil graag by die dominee aansluit en vir julle sê, julle moet vandag voluit leef. Om môre is te laat. Moenie môre sê, ek wou 'n vriend gebel het, of ek wou 'n vriend besoek het nie. Doen dit nou, om vandag. Jy weet nie of jy môre hier gaan wees nie. So doen dit eerder vandag. Ek sê vir julle baie dankie. Johan, baie dankie. Vriende, ons gaan verder nou met ons saam wees hierso, as ons die as kan plaas, reg julle kan voortgaan. Baie dankie. Ek kan met daai deur uitgaan na agter en dan deur die hekkie gaan. Daar sy broer, suster, wat gebeur hierso? Hierdie is 'n oomblik in 'n sekere sin om afsluiting te kry. Maar dis 'n oomblik van totsiens sê nie. Net baie kere dink mense dit is nou so finaal. Hierdie gedeelte is ook om ons te herinner aan soos ons die as plaas, so kom die Here en hy sê as hy weer kom gaan daar opstanding plaasvind. En daarom is daar hoop. Ek gaan vir ons die formulier lees en dan gaan ek vir ons die 12 artikels ook lees en dan 'n gebed doen. En dan gaan ek geleentheid gee vir julle om maar self afskeid te neem of wat julle ook al wil doen. Goed, vriende, by die oomblik van afskeid is ons as gelowiges ook die bewus van ons hartseer en verlies, maar ons geloof in die opgestane Here vul ons egter met vrede en met hoop. So seker as wat hierdie afskeid finaal is op aarde, so seker is ons dat die Here ons sal red van die graf en dat ons met liefde en ontferming kroon, soos Psalm 103 ook vir ons sê. Ons is seker dat die Here Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by hom sal wees en hy met ons. Vandag dink ons aan Janke se lewe en ons eer die Here, ook vir hom en vir wat hy nagelaat het. Elkeen wie se pad hy aangeraak het en elke gedagte wat ons ook nou kan deel met mekaar. Elke hartseer, elke blydskap. Maar ons herinner mekaar ook aan die bevestiging uit die woord, dat die Here sê, hulle wat in hom glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Ons glo daarom ook dat ons nie ons geliefdes oorgee in die dood nie, maar dat hulle ook ten volle deel in die ewigheid, hulle wat in Jesus glo. Kom ons wil herinner saam met die kerk van alle eeue, waar nou ons vas? Ek glo in God die Vader, die Almagtige. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Hy is ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Hy het gelei onder Pontius Pilatus, is gekruisig en het gesterf, en hy is begrawe en het ter helle neergedaal. Maar op die derde dag
het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en vandag sit hy aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Hy tree vir ons in en ons glo hy sal weer kom om te oordeel die wat daardie tyd nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo ook in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van gelowiges. Ons glo in die vergifnis van sondes. Ons glo in die opstanding van die vlees en ons glo aan die ewige lewe. Here, dankie dat ons ook in hierdie tyd van hartseer en verlies ook na U toe kan kom. Dankie Here vir U woord en die beloftes in die woord. Dankie vir die getuienis van die kerk deur die eeue heen. Dat U getrou is en dat U waar is. Here, dra ons ook in hierdie tyd. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goeie vriende, baie dankie. Dit is ons verrigting hierso. Ons kan dan terugbeweeg na die landgebou toe waar verversings is. Dankie.